hierdie lied kom en sê, Here, ons gee ons hande oor in die van die pottebakker. Here, dat U ons sal gebruik, Here, en ons vorm, Here, soos wat U ons wil vorm. Here, ek dank U vir vanoggend se woord en vir elkeen wat vir dit luister, Here, elkeen wat inskakel. Hemelse Vader, Here, ek vra dat U my vanoggend gebruik, net as die instrument, Here, maar dat U daardie woord vat, Here, met die saad wat dit plant, Here, dat U dit nat maak, sodat dit vrug sal dra in elkeen se lewe wat dit hoor. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. So as jy jou Bybel het, blaai soms so lank saam met my daarna Jeremia toe. En ons gaan vanoggend lees uit Jeremia 18 uit. Amen. Kom ons lees saam vanoggend. Jeremia 18 vanaf vers 1 af, hy sê, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die potterbakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Wonderlik om te weet wat die Here sê, dat soos wat klei in die pottebakker se hande is, soos wat ons in sy hande is. Nou daar was eendag 'n paartjie gewees wat gaan reis het in Engeland. En op hulle reis het hulle gesoek na iets uniek, iets mooi, iets kosbaars, iets wat besonders is. En op 'n dag stap hulle in 'n winkel in, en hulle kom op dit af. Hulle sien 'n teekoppie, 'n unieke teekoppie, perfek gevorm, nie gelyk soos die ander nie. En hulle vra vir die persoon in die winkel, mag hulle hierdie koppie sien? Hulle het nog nooit so iets gesien nie. Hulle tel die koppie op, en iets vreemd begin gebeur. Die koppie praat. Die koppie sê vir hulle, julle verstaan nie, ek was nie altyd 'n teekoppie nie. Ek het nie altyd so gelyk nie. Daar was 'n tyd toe ek net klei was. Vuil, vormloos, ek het niks beteken nie. Ek was niks besonders gewees nie. Toe kom en vat die meester my, en hy druk my, en vorm my, en knyp my, en ek skree, los my uit, en hy sê, nog nie. En hy kom, en hy sit my op 'n wiel, en ek draai, al vinniger en al vinniger, en ek skree, stop, ek raak duiselig, en hy sê, nog nie. Toe sit hy my in 'n oond. Het is soos ek nog nooit gevoel het nie. Ek kon dit nie vat nie. Ek wou uitkom, en ek sê vir hom, haal my hier uit. Ek brand, en hy sê, nog nie. Toe dink ek is alles verby. Maar toe vat hy my, en hy verf my, die reuk, die ongemak, die chemikalies, en ek roep, stop, en hy sê, nog nie.
Toe sit hy my terug in die oond. Warmer as die eerste keer. Ek het gedog, dis heeltemal verby met my. Ek het geweet, ek gaan dit nie maak nie. Maar toe, maak die deur oop, en hy haal my uit, en hy sit my neer, en hy gee vir my 'n spieël, en hy sê, kyk, en die eerste keer sien ek myself, en ek sê, dis mooi, ek is mooi. Die meester sê vir my, ek weet dit was seer, ek weet dit was moeilik, en ongemaklik, maar as ek jou gelos het, sou jy nooit gewees het, wat jy is nie. En ons is baie keer, is ons soos hierdie ou teekoppie, ons voel ongemaklik, ons voel partykeer, ons sit in 'n oond, partykeer voel ons is op die wiel, dinge draai net te vinnig vir ons. Hoeveel keer is al wat ons bid, sê, Here, stop net. Ek kan nie meer aangaan nie. Ek kan nie meer hierdie toetse verduur nie. En die Here sê vir jou, nog nie. Kan dit nie nou al ophou nie. Sien, as mens ervaar ons die pyn in die lewe. Ons ervaar die druk en die ongemak en verwarring. Maar die Here sien 'n ander prentjie. Hy sien die eindproduk. Hy sien wat jy moet wees. Hy sien wat die doel is. Kyk wat skryf Jesaja. Hy sê, wee hom wat met sy formeerder twis, 'n potskerf by die aardepot skerwe. Sal die klei dan sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie. Ons as mens kom en ons bevraagteken God se proses in alles. Ons bevraagteken elke ding wat hy doen in ons lewe. As ons nie hou van iets nie, dan wil ons weet hoekom doen hy dit. Hoekom gaan dit nie ons manier nie? Sien maar, God is not making life harder. He is making you stronger. God maak jou sterker in die proses. Amen. Klei moet bak om sterk te word. As klei net winddroog word, kraak dit. Maar klei moet in 'n oond gaan. Klei moet gebak word. Sien, en wanneer klei gevorm word, is daar 'n proses waardeur dit gaan. Die klei moet gedruk word en geknie word. En dit moet gevorm word met die pottebakker se hande. Amen. En dit is ongemaklik. En wanneer die Here dieselfde ding met ons doen, vind ons ongemak wanneer hy werk aan ons. Wanneer hy skaaf en skuur en vat hier 'n paar goedjies weg en sit weer nuwe goed by. En dan kom die pottebakker en dan vat hy water. En as jy al ooit die proses gaan kyk het, wanneer hulle werk op 'n pottersbakkerswiel, sal jy sien hulle gooi water behoor die klei. Want sonder water is die klei te droog. Sonder water kraak die klei. Dan kan die klei nie gevorm word nie. Sien, daardie water is wat ons moet inneem. Daardie water is God se gees. Dis sy woord. En God gebruik dit om ons bietjie meer vormbaar te maak. Amen. Om ons so bietjie meer te knie en te vorm in 'n voorwerp wat hy wil hê. Sien, as ons nie water het nie, gaan ons begin kraak. En ons gaan breek. En dan kom die pottebakker en hy sit die klei bo op daai wiel. En hy draai hom. Al hoe vinniger en vinniger. Sodat hy juis die klei kan vorm. Sien, daar's vorms wat hy kan maak sonder 'n wiel. Maar as hy iets perfek wil hê, het hy die wiel nodig. Sien, en daai wiel draai konstant. Tyd loop konstant. Ons omstandighede verander konstant. Niks bly dieselfde van een oomblik na 'n ander oomblik nie.
En die Here sit ons almal op 'n wiel. En elke dag draai ons en dinge verander vir ons. En soms voel ons dat dinge verander te vinnig vir ons. Dinge gebeur partykeer vir ons net te vinnig. Ons kan nie cope met alles nie. Sien maar, God is steeds in beheer van die wiel. Die pottebakker beheer die spoed wat daar die wiel draai. En God beheer die spoed waarteen ons loop in die lewe. Kyk wat skryf Paulus in Romeine 9, hy sê, maar tog, o mens, wees jy wat teen God antwoord. Die maaksel kan nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaak nie? Of die pottebakker, of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp een voorwerp tot eer en 'n ander een tot oneer te maak nie. Die pottebakker is die ene wat besluit wat gebeur met die klei. Hy is die een wat besluit hoe die klei gevorm word. En nie elke een word dieselfde gemaak nie. Wanneer hulle voorwerpe maak op 'n pottebakkerswiel, in 'n fabriek lyk alles presies dieselfde. Maar wanneer 'n pottebakker werk, sal nie een voorwerp dieselfde wees as 'n ander een nie. Al maak hy 10 koppies. Nie een van daai koppie gaan dieselfde wees as die ander een nie. En God het so ons elkeen verskillend gemaak. Nie een van ons is dieselfde gemaak nie. Elkeen het ander talente, ander mooi dele, ander dele waarvan ons nie almal hou noodwendig nie. Maar elkeen uniek. Maar almal het dieselfde waarde. Sien, vir God is nie een koppie anderste, of die een koppie het nie 'n groter waarde as 'n ander koppie nie. Vir God het almal van ons dieselfde waarde. Party het 'n groter roeping as ander in die lewe. En hoe groter jou roeping is, hoe langer gaan jy op die pottebakker se wiel wees. Hoe langer gaan jou voorbereiding wees. Sien nou, hier is die probleem in die lewe is, ons wil alles self beheer. Ons wil sê hoe hierdie koppie gemaak moet word. Ons wil sê hoe lank ons op die pottebakker se wiel moet wees. Jesaja 29 sê, wee hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Sien, ons wil hê, God moet werk soos wat ons wil hê hy moet werk. Ons wil God vat en hom na ons vlak toe bring. Die klei kan nie vir die pottebakker sê wat hy moet doen nie. Maar ons wil dit doen. Ons wil vir ons pottebakker sê presies wat hy moet doen en hoe hy dit ook nogal moet doen en hoe vinnig hy moet vat om dit te doen. Sien, ons wil God minder maak as wat hy is. En dis nie wie God is nie. Dis nie hoe hy werk nie. God werk nie op ons tye nie. En nie op ons maniere nie. Hy werk nie op ons tydlyn nie, hy werk met sy doel. En sy doel is groter as wat ons in is, tog in elk geval. Sien, die klei sal nie teen die pottebakker beklei nie. Die klei het nie hierdie manier soos ons doen en eis regte op nie. Ons wil almal sê ons het rights. Ons het sekere regte en as my regte geskend word, dan vat ek offens daarteenoor. Maar klei het nie regte nie. Die klei vertrou die pottebakker, omdat hy weet die pottebakker het 'n doel waarmee hy werk.
Hy weet die pottebakker weet wat hy doen. Amen. Ons struggle met alles. Ons bevraagteken alles in die lewe. Ons hou vas aan dinge wat ons jare terug al moes laat gaan het. Amen. Sien, as ons nie buig nie, dan gaan ons breek. Amen. As jy nie buigbaar is nie, as die Here se water nie binne in jou is nie, en hy kan jou nie vorm nie, gaan jy breek. Sien, nou vir ons om soos klei te wees binne in die pottebakker se hande, is nodig dat ons gaan moet buigsaam word. Amen. Ons moet toelaat dat God ons gaan vorm. Laat hy ons buig soos hy ons wil buig. Amen. En bysit wat hy wil bysit, en wegsny wat hy wil wegsny. Maar vir ons om buigsaam te wees, moet ons in die woord wees. Ons moet binne in water wees. Ons moet binne in sy teenwoordigheid wees. Ons moet binne in gebed wees. Vir ons om die klei te wees, moet ons God se proses vertrou. Selfs al maak dit seer. Dis nie die maklikste wanneer jy gevorm word deur God nie. Dis nie die lekkerste wanneer hy buig aan ons en sny aan ons en vorm nie. Maar ons het nodig om dit te vertrou. Amen. Omdat hy weet wat moet gebeur. En jy moet soos die koppie maak. Jy moet aanhou glo. Aanhou weet dat die Here weet beter. Die eindproduk gaan beter wees as waarmee hy begin het. Amen. En elkeen van ons het hierdie manier waar ons vorm elke dag aan iemand. Sien, jy is nie net klei binne in die pottebakker se hande nie. Maar jy is 'n pottebakker. Want jy is vir iemand anders 'n pottebakker. Amen. Jy vorm ander mense wat oor jou pad kom. Jy vorm jou kinders en jou kleinkinders. Amen. Jy vorm jou vriende. Die Here het ons so uniek gemaak, dat hy ons deel maak van sy hande, wat ander vorm. Sien, en elkeen van ons sit op verskillende plekke, binne in hierdie proses waar God ons vorm. Party van ons is dalk nou maar, waar God ons nou besig is om te knyp en te knie, en die klei reg te kry. Ander van ons sit op die pottebakker se wiel, waar dit partykeer voel, dinge is net te vinnig. En God vorm ons, en hy maak ons perfek daarin. En ander van ons sit binne in 'n oond, en ons voel partykeer, ek kan dit nie meer maak nie. Dinge is te veel. Amen. Die toetse raak te erg. Sien maar, daar gaan 'n dag kom, wat jy gaan terugkyk na alles, en jy gaan sê, Here, ek verstaan. Ek verstaan hoekom moes ek hier deurgaan. Ek verstaan hoekom moes ek so gevorm word. Ek verstaan hoekom moes ek hierdie toetse deurgaan. Hoekom moes ek op 'n wiel gedraai het terwyl jy my gevorm het. Hoekom het jy sekere dele van my weggesny en ander weer bygesit? Daar sal 'n tyd kom wat ons vir die Here sê, ons verstaan hoekom het ons deur 'n oond gegaan. Amen. Hoekom moes ons deur die vuur loop, sodat ons sterker kon word? Daar gaan 'n tyd kom wat ons vir die Here gaan sê, ek verstaan hoekom het jy gesê, nog nie. Nie nou nie. Sien, terwyl ons in daai proses is, moet ons die Here vertrou. Moet ons vashou aan waarmee hy besig is. Terwyl hy ons vorm, kan ons net binne in sy hande bly. Die oomblik wat ons buite die pottebakker se hande wil gaan,
dan sit ons weer alles terug in ons eie hande. Amen. Terwyl ons binne sy hande is, kan daar nie dinge verkeerd loop nie. Terwyl hy vorm, weet hy wat ons doen, wat hy doen. Die oomblik wat ons dit self wil doen, gaan dinge skeefloop. As ons dinge self wil doen, gaan dinge nie uitdraai Amen. soos die pottebakker dit wou gehad het nie. En die klei gaan flop en een of ander tyd gaan die pottebakker moet intree. En dan is dit dalk moeiliker as wat dit sou gewees het die eerste keer. Sien, maar dit is so wonderlik om te weet dat die pottebakker is ten alle tye in beheer. Hy is die een wat weet wat jou doel is. Hy is die een wat weet wat jou roeping is. Wat jy moet wees in die lewe. Amen. Jy dink dalk, daar is nie 'n roeping vir jou gewees nie. Jy het dalk al jou lewe gedink dat die Here het nie vir my iets spesiaal beplan nie, 'n bediening vir my nie. Maar die Here het so vir elkeen van ons 'n bediening gekies. Jou bediening was dalk nooit om te preek nie. Jou bediening was dalk om te bid. Jou bediening was dalk om jou kinders te dien, jou familie te dien. Om 'n familie te dien is 'n bediening. Dit is 'n groot bediening. Maar die Here weet wat perfek is. En hy weet wat hy kort. En hy weet wat hy wil doen. Hemelse Vader, Here, vanoggend kan ons kom en sê dankie dat ons binne in die pottebakker se hande is. Ons kan sê dankie Here dat U ons vorm en ons maak, Here, soos wat U ons wil maak. Ons kan kom en sê dankie Here dat terwyl ons in daardie proses is, Here, wat U ons vorm, kan ons weet dat U is ten alle tye in beheer. U weet wat die perfekte doel is vir elkeen van ons. Here, U weet wat U wil maak, en hoe U ons wil vorm, en wat U wil wegvat, en wat U wil bysit. En Here, ek wil kom en vanoggend sê dankie dat ons kan vertrou, terwyl ons binne in die pottebakker se hande is. Here, terwyl ons op die wiel is, terwyl ons binne in die oond is, Here, ons kan net sê dankie, dat U binne in beheer is. En ons loof U daarvoor. Amen.